En wanneer ons hierdie gedeelte in Efesiërs 4 lees, dan dink ek die aanvanklike gedagte is, maar dis 'n moeilike deel om te verstaan. En dan die tema vanoggend wat ek graag wil hê, die gedagte wat hoofsaaklik by u moet vashak, is hoe kan ons as gemeente geestelik verdiep? Hoe kan ek as gelowige, hoe kan ek as gesin, hoe kan ek as gemeente, maar ook belangrik, hoe kan ons as gemeenskap, die groter Kroonstad gemeenskap, geestelik verdiep? En dan is die antwoord eintlik baie eenvoudig, deur die uitleef van ons roeping. Nou geliefdes, ons praat baie maklik oor roeping. Maar wat is roeping? Dat die Here gelowiges roep, is 'n baie belangrike beginsel in die Bybel. Dit is daarom jammer dat ons as Christene so min oor ons roeping praat. En nou sal almal sê, ja dominee, maar jy is geroep. Miskien is die kerkraad geroep, maar ons as gelowiges, hoe bedoel jy nou? Maar elkeen van ons is geroep in die ampt van die gelowige. Die vraag is, of dit uit onwilligheid is, en of dit uit onkunde is, dat ons so min oor ons roeping praat, en so min daarvan dalk in ons lewens na vore kom. Ons kennis van ons roeping en ons uitleef van ons roeping sal drasties moet verander, en genadiglik help die Here elkeen van ons in hierdie proses. Efesiërs 4 vers 1 tot 16 vertel en leer, kom God en hy vertel en hy leer ons in duidelike taal meer as genoeg, sodat elkeen van ons kan weet en besef, en belangrik, dat ons kan glo wat ons roeping is, en elkeen dat ons roeping kan gaan uitleef. Nou daar is 'n paar onderafdelings wat ek so vinnig by wil stilstaan vanoggend. Die eerste vraag om te antwoord is, wie roep my? Of wie roep ons almal? En dan kom die antwoord baie maklik na vore. Niemand van ons hoef ver te gaan soek na die antwoord op hierdie vraag nie. Want daar is net een God. Hy is die drie persone in een geestelike wese. Hy is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy is die enige ware drie-enige God. En dis hy wat roep. Nie die dominee nie, nie die kerkraad nie. Dis God wat roep. Dit is verder nodig om heeltemal seker te maak, ons ken hierdie drie-enige God, want wanneer ons hom ken vir wie hy regtig is, sal ons weet van wie ons roeping kom, en sal ons ook besef hoe belangrik hierdie roeping van elkeen van ons is. Ons het nou net gesê, dan is daar die Heilige Gees. Daar is net een Heilige Gees. Dis die Gees wat gelowiges saambind in die liggaam van Jesus Christus. Dit is so oppervlakkig as u en ek dink en sê dat hierdie kerkgebou is en dat ek hier naby bly en daarom kom ek nou maar hier kerk toe. 'n Mens is net in 'n gemeente, my liewe broer en suster, omdat die Heilige Gees my aan Jesus Christus en aan die ander gelowiges kom saambind. Hoekom is u in die AP Kerk? Omdat u 'n sekere standpunt en 'n sekere siening het en u nie daarvan wil afwyk nie. So is elkeen van ons met eintlik dieselfde standpunt en siening in die AP Kerk. En daarom sê ons, die Heilige Gees het ons in die liggaam van Christus hier saamgebind, enersdenkendes. Dan is daar ook God die Seun, Jesus Christus. Paulus bedoel, daar is net een Here, Jesus Christus. Daar is net een doop, wat wys dat hierdie een Here Jesus Christus vir my persoonlik aan die kruis gesterf het. Dat hy my van al my sondes skoon gewas het. Hy is deur almal, want deur Jesus Christus is hy ons Vader. Daar is net een God die Vader almagtig. Hy is in almal, en dit beteken dat hy in elkeen wat aan hom behoort is, deur sy Heilige Gees. Die van u wat ek reeds huisbesoek by gedoen het ek gesê, die Here het met sy opvaart, by die hemelvaart, sy opvaart na die hemel gesê, ek laat my Gees na, sodat julle nooit weer alleen sou wees nie. Dit is die een God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees,
wat my en jou kom roep. Hy roep ons om geestelik naby aan hom te lewe en om geestelik vir hom te werk. Elke Christen gelowige het 'n roeping om in die gemeente, maar ook buite die gemeente te gaan werk. Elkeen van ons behoort met 'n opregte gelowige hart, sonder huiwering te kan sê, ek is in hierdie gemeente, omdat ek 'n roeping het wat ek van God gekry het. Die vraag is, my broer en suster, en ons sit vanoggend weer met daardie vrae in baie van ons gemoedere. Wat doen ek met my roeping? Onthou, my roeping is om vir die drie-enige God te werk. Die Here plaas u en my op verskillende plekke, in verskillende omstandighede, in verskillende werksodanighede, om sy lig daar te laat gaan skyn. Deur wat ek sê, deur wat ek doen, deur hoe ek optree. Maar wat behels die werk van God regtig? As ek en jy regtig vir God wil werk, wat behels dit? Liewe broer en suster, dit vra 'n gesindheid. En mag ek my verstout en ek kan oor die kole gehaal word, maar ons sit in die AP Kerk Kroonstad met 'n gesindheidsprobleem. Ons is op papier 170 mense. Ons is in die erediens, as dit baie goed gaan, 70. Waar is die ander 100? 'n Gesindheid wat nie ingestel is tot God nie. Ek het nie net 'n roeping om op my eie vir God te werk nie. Ek is saam met ander gelowiges, ek is saam met ander eners denkende mense in 'n gemeente saamgevoeg. Elke ander gelowige saam met my het ook hierdie roeping van die drie-enige God gekry, anders sou hy nie in hierdie gemeente gewees het nie. En om my roeping uit te leef en vir God te werk, het met my gesindheid teenoor ander mense te doen. Hier is 'n baie belangrike waarheid wat elkeen van ons regtig moet verstaan, maar wat ons ook moet besef en glo. Ek kan nie alleen my roeping in die gemeente uitleef indien ek nie die regte gesindheid het teenoor ander gelowiges in my gemeente nie. Maar dieselfde is ook waar. Ek kan nie my roeping uitleef as die ander mense se gesindheid teenoor my die gesindheid is wat God van ons verwag nie. En nou sal jy vir my vra, maar wat is die regte gesindheid? Die Heilige Gees het Paulus 3 woorde oor gesindheid laat neerskryf in verskillende plekke in die Bybel. Johannes 30 vers 3, ek is nederig wanneer Christus meer word en ek minder, in die woorde van Johannes die Doper. Dan in Romeine 12 vers 3, en wanneer ek myself nie belangriker as die ander gelowige langs my ag nie. Nederigheid is die kernwoord. Die tweede ding wat Paulus vir ons leer, is vriendelikheid. Ek is vriendelik wanneer ek myself nie elke keer wil handhaaf en eise stel nie, maar as ek bereid is om te verdra. In Genesis 13, Abraham is 'n goeie voorbeeld van teruggestaan het en Lot die eerste keuse van 'n blyplek gee. Is ek en jy al daar? Is ons al nederig? Is ons al vriendelik? Die derde ding wat Paulus ons wys, en ek dink dis waar meeste van ons kort kom, is geduld. Ek is geduldig wanneer ek vir 'n ander in die gemeente kan wag. 'n Gelowige in die gemeente van Jesus Christus kan nie en mag nie iets sê soos, ek is nou maar eenmal so gemaak en so gelaat staan nie. God vra dat jy moet wag, dat jy geduldig sal wees teenoor jou medemens en teenoor mekaar. Hierdie gesindheid van nederigheid en vriendelikheid en geduld staan op die fondament van liefde. God wil dat gelowiges in sy gemeentes hierdie gesindheid aan mekaar sal wys uit liefde vir hom in die eerste plek, maar ook uit liefde vir mekaar. Gelowige in die gemeente se eerste geestelike werk is dus om die regte gesindheid in myself te kweek teenoor ander gelowiges. En mag ek nou maar sommer in boeretaal sê, as ek ophou skinder en liewer my hulp aanbied. Broer JJ het nou die dag by 'n vergadering vir ons baie mooi geopen en toe sê, hierdie 2 hande, wat so maklik 'n klip om te gooi, hoeveel keer is hierdie 2 hande al aangebied om te help, eerder as om 'n klip te gooi? Deur saam te werk, bou die gemeente
'n eenheid van die Gees. En as ek sê die gemeente moet saamwerk, dan beteken dit nie die kerkraad moet alleen werk en die vroueaksie moet bestaan net uit die bestuur nie. Die vroueaksie bestaan uit elke vrou wat 'n beleidende lidmaat van hierdie gemeente is. Die bestuur is eintlik net daar om dit te orkestreer en te reël. Deur saam te werk vorm ons 'n eenheid van die Gees. God roep elkeen van ons ook om 'n tweede geestelike werk te doen, en hierdie werk is vir ons baie mooi uiteengesit daarin verder. Hy sê, die ernstige strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Die Nuwe Afrikaanse vertaling sê, lê julle daarop toe om die eenheid van die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur die vrede in mekaar saam te leef. Ek moet my daarop toelê. Dit beteken ek moet iets doen, ek moet myself inspann, ek moet harder werk. Moenie wag dat die dominee of die voorsitter van die kerkraad of die ouderling of die diaken dit moet doen nie. Het ek al hierdie 2 hande aangebied om te help? Broers, julle hoef nie almal op die kerkraad te wees nie, maar as julle al hierdie 2 hande aangebied om te help waar daar 'n krisis is. God wil hê dat elkeen van ons hart sal werk aan die eenheid wat die Heilige Gees reeds tussen ons gesmee het. Ons kan sê hierdie eenheid is gelowige harte vol liefde vir God, maar ons moet werk aan die liefde vir mekaar. Die Here wil dat sy gemeente hierdie eenheid sal handhaaf. Die gemeente moet die eenheid nie net handhaaf nie, dit moet sterker gemaak word, dit moet uitgebou word. Vrede beteken eensgesindheid. Wanneer almal saam met die opregte gelowige hart wat God vir ons gegee het, liefhet en mekaar ook liefhet, dan begin daar eensgesindheid kom. Dan begin daar vrede daal. Wanneer ons almal in die gemeente saam geestelik hard werk aan ons liefde vir God en vir mekaar, sal die eenheid wat die Heilige Gees aan die gemeente gee, net sterker word en al hoe meer uitgebou word. En almal van ons het hierdie roeping. Nou sal baie sê, en ek het dit baie in die verlede gehoor, dominee, ek kan nie 'n ouderling wees nie, of ek kan nie 'n diaken wees nie, want ek het nie daardie vrymoedigheid om voor mense te praat, of ek het nie die vrymoedigheid om met mense te werk nie. Weet jy, broers en susters, dis 'n ongeldige verskoning. Want Jesus Christus gee die toerusting om in sy gemeente te kan werk. Niks hiervan gebeur van self in die gemeente nie. Gelowiges, en dit is elke gelowige en almal saam, is te sondig om uit eie gewin al hierdie dinge te doen en te laat gebeur. En nou sal jy vra, maar hoe gebeur alles in die gemeente? Op al die vrae en die probleme in 'n Christelike gemeente is daar net een antwoord. Jesus Christus, ons verlosser en Here. En as ek kyk na ons gemeente, vergewe my dit, dan moet ek die vraag begin vra, is Jesus Christus, ons verlosser en ons Here, al 'n werklikheid in elke gesin in ons gemeente? Want Jesus Christus sorg vir elke gelowige wat aan hom behoort. Hy sorg vir sy gemeente. Hy daal neer na die aarde toe, het Paulus hier in Efesiërs 4 geskryf. Jesus, God die Seun, het op 'n almagtige manier mens geword. Hy het die sonde op hom geneem. Sy doop is 'n bewys daarvan. Hy het met al ons sonde op hom voor sy Vader gaan staan. Hy is gekruisig sodat ek en jy kan lewe. Jesus het op die 3de dag uit die dood opgestaan, die enigste een nog wat die dood kon oorwin. Deur sy opstanding het hy vir jou en vir my nuwe lewe gegee. Hy het daarna na die hemel opgevaar en aan sy Vader se regterhand gaan sit. Want vandaar sorg hy vir elke gelowige wat aan hom behoort. Hy sorg vir gelowiges almal saam. Hy sorg vir sy gemeente. Die Here Jesus sorg deur gawes wat hy aan sy gemeente gegee het. En hierdie gawes, broers en susters, is mense. Hy rus hierdie mense deur sy Heilige Gees toe vir hulle werk in die gemeente. Die gawes wat die Here Jesus gegee het was apostels, profete, evangeliste, herders, leraars.
gelowiges. Hierdie is glad nie 'n volledige lys as mens dit so opneem nie, maar van al die gawes wat die Here vir Jesus vir ons gegee het, is hier in ons gemeente ruim beskikbaar. Elkeen van u, as ek by Fanie kan begin, en kom ons eindig sommer hier by wie sit hier so? David. Ekskuus David, die lig is agter jou, nou sien ek net so die buitelyn. Elkeen van ons is die gawe wat die Here vir hierdie gemeente gegee het. Die vraag is, het ek al my gawe gebruik? Het ek al vir Louisa gebel en sê, jong, wanneer het jy hande nodig, kan ek jou help? Of moet Louisa elke keer vra, is daar iemand wat kan help? En dan reageer niemand. As ons vra vir nominasies vir kerkraadslede, is daar al manne wat na vore gekom het? Ja, ek weet van een, nou onlangs, wat na vore gekom het en gesê het, ek sal graag die Here wil dien op 'n manier anders as net gelowige. Ek wil graag op die kerkraad wees. Het hierdie twee hande wat klippe optel en gooi, is hulle al uitgesteek en gesê, wat kan ek doen? Die belangrike is, dat daar besonderse gawes in die gemeente is, wat geestelike werk het om te doen. In ons tyd is daar die diaken, die ouderling en die predikant, wat besondere gawes ontvang het, en hoor baie mooi, besondere gawes ontvang het. Dis nie Herman se goedheid dat hy hier staan nie, inteendeel, Herman was vir 42 jaar ongehoorsaam aan die roeping van sy God. Maar gelukkig was God geduldig. En op 42 het hy my lewe radikaal kom verander, deur sy goedheid, nie deur my oulikheid nie. Hierdie mense wat die Here Jesus gee, het geestelike werk om te doen. Ons kan sê die diaken en die ouderling en die predikant se geestelike werk, kan ons sommer so vinnig, soos ek voorberei het, gesit en dink, die gemeente moet die drie-enige God baie goed leer ken. Elke gelowige in die gemeente moet sy of haar roeping leer ken. Besondere gawes moet toegerus word om nederig, vriendelik en geduldig te wees, soos wat ons gehoor het. Die gemeente moet vertel en geleer word van die liefde vir God en die liefde vir mekaar. Die gawes moet in die gemeente gebruik word om te onderrig en te begelei, om eensgesindheid onder mekaar te bewerkstellig. Elke gelowige, hoor u dus, en almal saam moet toegerus wil word en die toerusting van die gelowige se harte moet ontvang word, sodat elkeen sy of haar roeping wat van God verkry is, kan gaan leer ken, maar ook kan gaan uitleef. En wanneer ons hierdie dinge doen, dan is 'n gemeente wat saam vir God werk, 'n gemeente wat verdiep en wat groei in die geloof. Is dit nie hoekom ons sukkel om ons kerkbywoning op te tel? Ons werk nog nie saam nie. Ons is nog nie bekommerd oor my buurman of my buurvrou of my vriend of my vriendin wat ek nie in die kerk sien nie. Wat het ek al met hierdie twee hande gedoen om hulle hier te kry? Het ek al gesels? Het ek al bemoedig? Het ek al raad gegee? Jesus Christus, die hoof van sy kerk, die hoof van sy gemeente, het 'n baie bepaalde doel met die gawes en die toerusting en die geestelike dienswerk. Paulus sê vir ons baie pragtig in vers 13 tot 15, totdat ons almal tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die geloof, van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger word heen en weer deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur sluwheid om lustiglik tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Jesus Christus. Wil weer die nuwe vertaling vir interessantheid aanhaal, daar staan, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer soos kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as valse leraars ons met hulle slinksheid en lustigheid op die dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly
en so in alle opsigte groei na Christus toe. Om saam te vat, liewe broer en suster, 'n gemeente wat saam geestelik vir God werk, is 'n gemeente wat geestelik verdiep en groei. Is ons so 'n gemeente? Hierdie vraag is vir elkeen in die gemeente, gelowige lidmaat, diaken, ouderling, predikant, om voor Christus Jesus te antwoord, want dit is hy wat ons roep in sy gemeente. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, as ons vanoggend stil word, dan moet ons koppe in skaamte laat sak. Want ja, ons preek vir die bekeerdes wat in die oggende, sonnaandoggende hier is, en hulle wat eintlik hier moet wees, hoor dit nie. Maar Here, doen ek al alles wat nodig is in die gemeente, wat U van my vra, waarvoor U my geroep het? So ook elkeen van ons het 'n vraag om te beantwoord vanoggend. En daarom, Here, in ons swakke, sondige menswees, wil ons bid dat U deur die Gees in elkeen van ons harte sal kom werk. Verander ons denke, verander ons harte van klip, gee vir ons harte van vlees, dat ons sal bemoeienis maak, nie net in ons liefde vir God nie, maar ook in ons liefde vir ons medemens. Want almal van ons maak foute. Almal van ons doen met tye die verkeerde ding. Maar U is bereid om altyd te vergewe. Gee vir ons daardie gesindheid van nederigheid, vriendelikheid en geduld. Dit bid ons in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus ons Here.